Goeiemôre almal, gemeente, baie welkom by ons erediens. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die woordverkondiging die ons gaan lees, Lukas 22 vers 39 tot 53. Lukas 22 vers 39 tot 53. Ons is nou in die lydenstydperk van die kerklike jaar, waar ons fokus op Jesus se lyding, nee, want dit is so oor 2 weke omtrent, dan sit 'n Paasnaweek, Goeie Vrydag en Paasnaweek. So ons, ek wil vandag kyk ons hier na Jesus in Getsemane, en dan ook volgende Sondag, die Here se wil is, ook kyk na sy lyding daar in Getsemane. Ons lees dan nou Lukas 22 vanaf vers 39 en ek lees uit die 83 vertaling. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. 'n Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daaraan. Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Toe die wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regteroor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en hom genees. En toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het. Trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower. Dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle kans. Ons gaan veral nou fokus op vers 44. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Ja, ek moet, soos ek die afkondigings gesê het, oor die algemeen het mense nogal redelik hoop verloor in ons land. As jy kyk wat op social media aangaan en wat mense reageer en hoe negatief almal reageer. Ons dink nou hierdie week, wat het gebeur? Nee, Trump wat die invoerbelastingtarief verhoog het na 31% van Suid-Afrikaanse goedere. Ons weet ook daar is baie finansiële hulp afgesny, nee, wat gekom het na Suid-Afrika toe. En dit het 'n groot impak op ons ekonomie. Maar ek moet ook sê, alles is nou nie Trump se skuld nie, of Amerika se skuld nie. Daar's ook maar baie wat by ons eie voor ons deur lê, nee, ons regering. Ons weet ook dat die regering van nasionale eenheid dreig om uitmekaar uit te val, nee, oor die begroting. En ek is nou nie ekonoom nie, maar dit voel vir my, hulle wil die BTW opsit, nee, wil dit aanhou net om salarisse te betaal van staatsamptenare, om hulle self te befonds. Tap hulle nog, ek hoop ek het die regte afleiding gemaak. Louise kan naai tyd met my kom praat, as ek die verkeerde in Christian en so. Nee, maar dit voel vir my net, dit gaan net oor die regering, oor self, nee. Die rand het geval, nee, sy waarde het minder geword, en ons is baie, weet nie hoe lyk die toekoms nie. Hoe lyk die regering van nasionale eenheid? Gaan dit voortgaan? Dis maar moeilike omstandighede in ons land. En dan dink ek aan daai liedjie wat ou Joe Black sing, bring die hoop terug, nee? Nee, mense verloor hoop, bring die hoop terug. En ek weet ook as ander Afrikaanse kunstenaars sing baie patriotiese liedjies om ons net weer 'n bietjie hoop te gee, nee? Ons moet saam staan, ons. En so, nee, dit is alles om hoop weer te kry.
En dan sien ons net, ons voel baie keer hopeloos. En angs en vrees, is heeltyd so oor ons. Jy is amper heeltyd gespanne. Wat natuurlik ook nie goed vir jou liggaam, vir jou hart is nie. Hoe lyk die toekoms? Ja, en daar baie keer vrees, angs, depressie, en jy voel alleen, en jy kan self sonder God voel. Waar is God? Gaan hy help? Wat gaan gebeur? En in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, lees ons van uiterste angs, vrees, spanning by Jesus. Ek meen, dit was so erg. Hy het angs en vrees beleef baie meer as wat ons hier op aarde kan beleef. Ons sal net kom hoekom dit so was. Maar dit was so erg dat sy sweet soos bloeddruppels geraak het wat op die grond val. So erg is die stryd wat Jesus hier voer. 'n bose stryd teen die bose. 'n Stryd teen die bose, nie bose stryd nie, 'n stryd teen die bose, dit wat voor lê. Ja, ons sien 'n verandering hier by Jesus, hier in Getsemane. Dit is amper die eerste keer wat ons die verandering sien. Reg deur die evangelies tot by Getsemane was Jesus die sterk man, Hy was die een wat genees het en duiwels uitgedryf het, Hy was die rustige herder, wat almal die hele tyd die pad wys en so. En skielik sien ons Jesus half hier swak, mens, vrees en angs. Ons sien die ware mensheid van Jesus Christus hier. Hy was ook waarlik mens gewees. En hy is so bedroef en beangs en doodsbenoud, dat hy hierdie keer nou soek hy al vrede en ondersteuning by sy volgelinge, waar die volgelinge altyd by hom, hy moes hulle versterk en so. Hier draai dit om, en hy soek ondersteuning by sy volgelinge, by sy disippels. Dit is baie groot verandering wat hier plaasvind. Ons sien die waarheid, die ware mensheid van Jesus Christus duidelik, om ons verlosser te wees, as mens. John MacArthur gee goeie kommentaar op Jesus se mensheid en sy godheid, want Jesus was ook God wees, ons weet dit, Hy gee op John MacArthur se kommentaar op Lukas 2 vers 52. Sê hy, Jesus did not cease being God or divest himself of divine attributes in order to become man, rather he took on a human nature and addition, not subtraction, and submitted the use of his divine attributes to the will of the Father. Therefore, there were times when his omniscience was on display, and other times when it was veiled by his humanity in accordance with the Father's will. Christ was therefore subject to the normal process of human growth, intellectually, physically, spiritually, and socially. Jesus was volkome God, maar was ook volkome mens gewees. En hier sien ons sy mensheid. Hy was soos ons, hy het soos ons geword. Sien duidelik sy mensheid. En hy het alles deurgemaak, wat jy al ooit in jou lewe deurgemaak. Net nog erger. Hy het nog in 'n hoër graad. Hy het dit volmaak, die negatiewe, die vrees, die angs, hy het in volmaaktheid deurgegaan. Daar's niks wat jy deurgaan wat hy nie ken nie, en wat hy nie verstaan nie. Hy weet waardeur jy gaan. Maar kom ons dink 'n bietjie, waar lê nou hierdie verskrikking van Jesus, dat hy gebloed sweet het in Getsemane. Hoekom was dit so gewees? Hoekom het hy daar daai verandering nou skielik gekom? Waar hy die sterke herder, die Messias, die een wat wonderwerke doen en wat duiwels uitdryf. Hoekom het hy hierdie stryd gehad? Waar lê die verskrikking? Dit was natuurlik alles hoop op, Judas, een van sy disippels wat hom gaan verraai, hy het dit geweet. Een van sy mense wat saam met hom vir 3 jaar gestap het en wat geleer is deur hom, gaan hom verraai. Petrus, een van sy binnegroep, jy kan sê dit is 'n disipelmakersgroep, hulle was mos 4 gewees, Jesus, dan was daar 3 wat sy binnekring was. Petrus gaan hom verloon. Gaan sê, ek ken hom, hy gaan vloek, daar by die vuur, waar een van die diensmeisies sê, maar jy is ook een van hulle, gaan hy vloek, en 3 keer sê, ek ken hom nie, tot die haan dan begin kraai. Die vyande wat hom gaan spot,
vloek en kruisig. En hy weet ook, dit wat voor lê, is die eenmaal in die geskiedenis waar God se wil, God die Vader se wil en Satan se wil saamval. Om vir hom 'n verlosser te wees, is dit dieselfde as wat Satan wil. Dat hy gekruisig moet word, dat hy moet sterf. Dis die een keer in die geskiedenis waar die Vader se wil en Satan se wil saamval, dat hy deur die kruis moet gaan. En dit gaan lyk of Satan se wil seëvier, alhoewel ons weet dit was God se pad wat hy bepaal het. Maar vir die wêreld gaan dit lyk Satan het hier geseëvier. Dit lyk of Satan seëvier. Maar ek dink die ergste was, Jesus word al hoe meer en meer gedryf in isolasie. Dit begin hier. Al hoe meer en meer word hy geïsoleer. Sy volgelinge daar was al volgelinge wat hom voorheen verlaat het, maar nou sy disippels gaan ook hom verlaat en weghardloop. So sy disippels gaan hom verlaat. Ons weet dan ook later dat selfs sy vader gaan hom verlaat. Waar hy dan sê aan die kruis op die einde, my God, waarom het U my verlaat? Daar's niks en niemand meer by hom nie. Hy's alleen. En om van God verlaat te wees, ons het dit al baie keer hier gesê, dis wat Jesus se kruisiging so uniek maak, anders maak. Jesus in die kruis, hy helse dood gesterf. En wat was dit gewees? God die Vader, ons kan dit ook nie verklaar nie, maar bonatuurlik het God die Vader sy teenwoordigheid van sy seun, eie seun onttrek, dat Jesus absoluut alleen was, en al wat hy ervaar het aan die kruis, is God se oordeel en straf op die sondes. Nog geen mens het hier op aarde so helse dood gesterf nie. Al is die grootste misdadiger, grootste moordenaar nie, God is eers in die hel wat jy dit ervaar. As jy liggaamlik sterf. Van die hel is God se teenwoordigheid weg, en al wat jy ervaar is net oordeel en straf op die sondes. En Jesus moes hy 3 ure duisternis moes hy dit dra, in volmaaktheid, oor elke sonde wat gepleeg is, dit wat ons vanoggend, iets verkeerd, waar jy kwaad geword het vir iemand, daar waar jy iemand dalk te nagekom, en wat ook al al die sondes, dan praat ons nie van die koerant nie, gaan lees maar die koerant sien wat word alles gedoen. En Jesus het God se oordeel en straf, hy wat volmaak heilig is, hoe God daaroor voel, het Jesus gedra, daar aan die kruis. Dis hoekom met bloed sweet is, vir Jesus in Getsemane, hy het geweet, hy gaan alleen staan, en net oordeel en straf, op die mensdom, ganse mensdom se sondes ervaar. Helse dood, dis die lydensbeker, wat hy moes drink, en dat hy dan ook sê, vir sy disippels, soos Matteus het beskryf in Getsemane, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Diep bedroef tot die dood toe. Ja, maar kom ons kyk, hoe het Jesus hierdie doodsangs gehanteer? Want dit gee vir ons ook riglyne. Ons kan maar weet, Jesus het gesê, in hierdie wêreld, het gesê sy disippels, sy volgelinge, julle gaan hierdie wêreld moeilikheid hê. Ek weet daar's baie prosperity preachers en sê, as jy Jesus aanvaar het, en jy gee geld, jy gaan net geseënd wees. Die Here seën ons ook, ek weet dit gebeur. Maar om regtige volgeling van Jesus te wees, om jou kruis op te neem en hom te volg. En dan gee hy krag en seëninge, ons gaan nou daarby kom. Maar dit gaan nie oor hierdie aardse goeders hoofsaaklik nie. Het gaan oor jou redding, om meer en meer te word soos wat Jesus is. Maar hoe het Jesus hierdie doodsangs gehanteer? Wat het hy gedoen? Sien ons, hy was 'n man van gebed. Dit is hoe hy doodsangs gehanteer het, 'n man van gebed. Hy het gebid. In Lukas 6 vers 12, voordat hy 'n keuse maak van sy 12 disippels, en ons weet ook maar, daar was maar snaakse, vreemde elemente in sy disippels gewees. Party van hulle was maar politieke aktiviste gewees, en tollenaar wat jou kom met belasting, daar was verskillende mense gewees, en vissermanne en so. Maar voordat hy keuse gemaak het, staan in Lukas 6 vers 12, Jesus het homself onttrek en reg deur die nag gebid, om daai ouens te kies.
So Jesus het gebid, heel nag. Ons lees ook in Lukas 21 vers 37, hoe Jesus ook, in die dag het hy in die tempel geleer, maar in die nag het hy omtrek na die Olyfberg toe. Hoekom? Om te gaan bid. Met sy hemelse Vader te praat. Dit is hoe jy doodsangs, vrees, hanteer, is om te bid. As Jesus dit moet doen, hoeveel keer meer moet ons nie bid nie? Hoeveel te meer kan jy nie eintlik jou dag begin as om eers te bid nie? Nee? Ja, ek is besig. Weet jy wat? Jy's net te besig om nie te bid nie. As jy so besig moet jy nog meer bid. As jy so besig raak. En Jesus het gebid. En 3 keer het hy in Getsemane gebid tot oorwinning kom. Nee? Matteus, dan sien ons 3 keer bid hy, en dan gebeur daar iets, daar kom 'n draai by hom. En hy het die vrede van sy Vader se wil. En hy sê, staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai is hier naby. En hy's reg om daai pad te stap, waar Satan en God die Vader se wil saamval. So hy daar oorwinning behaal in gebed. En dan kyk ons na sy inhoud van sy gebed, hoe hy deur gebed die oorwinning behaal het, dat hy die vrede gekry het, sê vir sy disipel, kom, staan op, dis nou reg, kom ons gaan. Dis nou reg vir hierdie stryd. Wat was die inhoud van sy gebed? Eerstens, hy bid Vader. Hy sê elke keer Vader, nee. Vader, as dit U wil is, neem hierdie lydensbeker van my af weg. Daar was geen onsekerheid natuurlik by Jesus oor sy seunskap nie, dat hy is sy Vader se seun. Sy verhouding met sy Vader staan vas. En natuurlik deur ons geloof in Jesus staan ons verhouding met God die Vader vas. Wat ook al om ons gebeur, wat met jou gebeur, staan daarop, nee, en Jesus is God my Vader en ek sy kind, sy seun, sy dogter. Dis waar alles begin, daai vertrouensverhouding, nee, Vader. Romeine 8 staan daar, ons moet ook bid onder leiding van die Gees, Abba Vader, nee, wat eintlik Papa, Arameese woord vir Papa is. So wat ook al met jou gebeur, hoe dit om jou dink, moenie dink, dalk is ek nie God se kind nie, dis hoekom dit so sleg gaan met my of so iets. Dis 'n leuen van die duiwel, hy wil jou onseker maak oor kindskap. Staan eerstens in gebed vas, Vader, my kindskap staan vas. Dis waar alles begin. Tweede een, wat hy dan sê, Here, as dit U wil is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Nee, Jesus het geweet wat voor lê. En hy spreek hier 'n wens uit. Hy's 'n eg menslikheid spreek hy wens uit. Dis verskriklik wat gaan gebeur met hom. Nee, behalwe die fisiese kruis, dan weet ons daai God verlatenheid, die helse dood. Hy's eerlik met God die Vader. Hy's eerlik met sy emosies. En hy spreek sy wens uit vir sy hemelse Vader. Net hy sê, net my wil nie, glad nie. Hy spreek hy wens uit, as dit U wil is. Dit is 'n wens, 'n begeerte. En dit is wat ons gebed ook, ons gebed moet opreg wees. Nee, dit moet genuine wees. Dit help nie kom as jy kom by gebed, dan hoor jy, dan skielik begin jy hierdie mooi Bybelse taal gebruik en jy bevraagteken niks en sulke goeters nie. God weet wat in jou hart aangaan. Sê wat in jou hart aangaan. Daar is tye wat jy kwaad is. Dalk kwaad vir jou man of jou vrou. Sê, Here, ek is kwaad, want hy het nou dit gedoen, of sy het nou dit gedoen. Sê dit vir die Here, hy weet wat daar is. Wees eerlik met God. Want ek onthou toe ek groot geword as 'n kind, daar op Brits, nee, in die kerk, nee, dit is, weet en dan die dominee se daai tyd moet so 'n spesiale stem ook gehad as hulle gepreek het, nee, so opgaan het en dan klink dit soos donderweer en poëtiese taal en goed. Ek het gedink ek kan nooit na God toe gaan oor my ou dingetjies waarmee ek worstel my begeertes nie. Nee. God is hierdie ver God wat die heelal moet regeer. Ek moes dan nie worry as ek van 'n meisie hou en die meisie hou nie van my en my hart te seer. Ek kan net nie vir hom sê nie. Dit is mos belaglik om dit vir God te sê. Vader in die hemel. Nee. Of as iets nie lekker in my vriendekring het, ons bietjie stryd met mekaar en dan ek het mos nou nie vir God sê nie, ek moet maar net uitsorteer. Dis dit. Nee. Jy kan met jou wense en jou begeertes na God toe gaan, dit wat in jou hart is, wees eerlik.
As jy psalms lees en jy lees wat Dawid tydjie psalms vir God sê wat met sy vyande moet gebeur, dan dink ek, dis bietjie rof. Hoe kan Dawid dit sê? Dit is mos nie reg nie, maar elke keer sê Dawid op die einde, Here, deurgrond my hart, ondersoek my, sien my onrus raak, dis wat hy dan terugkom, ook weer na die Vader se wil toe. En Dawid was mos nou 'n man na God se hart. So wees eerlik met God. As jy in angs en depressie is, sê dit vir die Here. Spreek jou wense uit, jou begeertes uit. En dan, die derde punt is, op die einde, Jesus se oorgawe en onderwerping aan sy Vader se wil, waarin hy vrede vind. So worstel met die Here, sê dit is so en so maar op die einde bid totdat daar vrede kom. Want jy gaan vrede vind in God se wil, tot hy dit vir jou openbaar, wat sy wil is in hierdie omstandighede. Dit gaan vir jou vrede bring. Dit hoef nie noodwendig aan jou omstandighede nie verander nie, maar jy gaan 'n vrede en 'n liefde ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Ek het al by so baie kinders van die Here gehoor wat deur moeilike tyd gaan. Nou getuig hulle, weet jy, ek het net die Here se bonatuurlike vrede gekry in daai moeilike tyd. Bid tot jy dit kry. Tot jy onderwerp aan God se wil, en want dan ervaar jy die liefde en vrede. Jesus het sy weg oopgebid tot vrede wat gewoonlik hand aan hand gaan met selfoorgawe aan God. So wat is die doel van gebed? Die doel van gebed is nie so seer om God se arm te draai nie, om God te oortuig om iets anders te doen nie. Die doel van gebed is dat jy sal kom tot oorgawe, dat jy sal verander volgens God se wil. En sodra dit gebeur, dan kom die Here ook gewoonlik aan ander omstandighede ook. Maar jy moet eers verander voordat hy die wêreld verander. Dis hoe dit baie keer werk. Jy moet eers kom tot sy wil. Ek het seker so ruk terug, so 'n paar dae terug, het ek ook so gebedsworsteling gehad. Ek gedink dis 'n goeie idee. En ek was opgewonde daaroor en toe gaan slaap ek, En in die nag toe kom hierdie vrese oor my. En ek worstel met die Here en ek kan nie slaap nie. En ek bid en toe hierso op die einde, toe kom daai deurbraak en ek kry vrede en besef ek moet dit nie doen nie. Ek moet dit nie doen nie, dis nie die regte ding nie. En toe ek daai besluit neem om dit nie te doen nie, toe val daar so ding van my af. Gebed se hoofsaak is om jou wil om te buig om God se wil te doen. En vrede en liefde is baie keer die teken van jou gebedsverhoring. Verhoring op ons gebedsworsteling. Baie keer sonder dat ons omstandighede verander, maar ek gewoonlik dan ook daarna verander ons omstandighede ook. Dit ek ook beleef. Nou, baie keer sê ons mos, as iemand vrees en angs beleef, jy's kleingelowig, ons sê dit mos maklik. Daai persoon is depressief, of daai persoon het so hierdie angstigheid, vrese, dit is maar teken, jy's net kleingeloof, net die Here vertrou. Jesus het hier vrees en angs beleef. Ek glo nie, hy was kleingelowig nie. So moenie maklik mense oordeel, terwyl hulle besig is met 'n worsteling met die Here, sê jy's kleingelowig nie. Nee. As jy nie met daai vrees en angs nie na die Here toe gaan nie, dan is jy kleingelowig. As jy dit maar net hou jy by jouself en jy gaan nou maar net op jou eie pad aan. Maar as jy met vrees en angs en tye wat ons hoop verloor het na die Here toe gaan, is dit nie 'n teken van kleingeloof nie. Dis baie keer gebruik die Here reeds die vrees en angs om jou in sy wil te kry. Omdat jy besig is om ander paaie te begin volg. So baie keer is vrees en angs en depressie omdat ons weer na God se wil soek. En ek my wil kan draai om God se wil te leef. Dis baie keer 'n seëning. Ook wat ons nou beleef ook, in Suid-Afrika ook. En ek weet van die ouderlinge, en ek dink Matt het gesê, ons moet die ding moet bietjie geskit word hierso. Dis belaglik wat in ons land aangaan. Partykeer, as ek net dink wat die politikuste sê. Hulle dink reg aan.
Hoe kan jy verwag 'n land moet vir jou geld gee terwyl jy die vyande van daai land ondersteun? Sulke tipe goeders. Dit maak net nie vir my sin nie. En ek plaas my hoop op niemand, nie op Trump nie op wie ook al, watter politieke party nie. Hoop is op die Here. En dis nou nodig om God se wil te soek. En te bly soek en te volhard. En daar's baie geleenthede, eredienste, selgroep, kuiergroep, disipelmakersgroep, lofprys en aanbidding donderdag aand. Dis alles geleenthede wat ons moet kom en voor God verootmoedig en vra wat is sy wil. Dat hy ons wil kan verander. God gebruik baie keer vrees, swaar kry en versoekings om ons te vernuwe. As jy sit met vrees en angs, dan leer God ons in daai omstandighede om hom te vertrou op sy teenwoordigheid. As jy versoek word, leer God jou om hom te gehoorsaam. As jy onreg beleef, mense jou te nakom, en jy's kwaad, en jy kan vir die Here sê, ek is kwaad vir my baas, hy het nie wat hy my gedoen en my oor die hoof gesien of wat ook al maar God gebruik daai ook dat jy kan leer vergewe soos wat Jesus vergewe het. Terwyl hy gekruisig en sê Vader, reken hulle nie hulle sondes toe nie. So alles, God is daar. Gaan na die Here toe. In 'n gebedsworsteling soos wat Jesus hier deurgegaan het. Dat jou wil en God die Vader se wil kan saamval. Met versoekings. Daarom sê Jesus ook hier vir sy disippels, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Dat jy die dinge maar op jou eie wil hanteer. Ander plek sê hy, waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. En ek wil bietjie dalk, as dit die Here se wil is, Woensdag met bemoedigende boodskap, bietjie kyk na waak en bid. Bietjie daarop fokus. Maar, ons kan beweeg van vrees na vrede. Maar dit is net deur gebed, opregte gebed. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here, dat ons weet ook, Here, U het U eie seun, Jesus Christus, aan die kruis verlaat, so uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dat ons nooit deur U verlaat sal word hier op aarde nie. Nooit. Nie net op aarde natuurlik, na die hiernamaals as ons volmaak by U. Dankie vir hy wete, dat ons kindskap in Christus staan vas. Ons is U kinders. En ons kan eerlik wees, soos 'n kind wat gaan na sy pa toe, papa toe. Ons kan eerlik sê, Here, dis wat ek voel, dit is my wens, dit is my begeerte. Here, help. Dankie, Here, jy kan met alles kan ons na U toe kom. En dat U beloof, U sal ons verhoor. En U verhoor ons baie keer nie soos wat ons wil nie. Here, maar ons reeds die vrede en die lewe van volheid ervaar, wanneer ons wil omgebuig word tot U wil. Here, laat ons ook in hierdie lydenstyd 'n absolute herlewing, 'n groei sal kom in ons gebedsverhouding met U. Dat ons hierdie aanslae van die bose, die versoekings, die onreg kan hanteer, want ons loop met U aan die hand. U het ons aan die hand, nie ons het U aan die hand, U het ons aan die hand. En laat U wil geskied. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.